Ons kom nou by die volgende gedeelte wat ons hierdie week met ons kinders moet behandel. En dit is dan nou Genesis 15 vers 7 tot 21. Wat gebeur in hierdie episode? Nou, God waarborg die belofte van die land met 'n verbond. Dis die groot ding wat hier gebeur. Wat nou belangrik is van Genesis 15 vers 7 tot 21, eintlik die hele Genesis 15 dan, is dat die twee baie beloftes kom hier na vore. Die belofte van 'n kind, die belofte van land. En hier is ons regtig nou weer by die groot storie van God se koninkryk. Die groot moederbelofte storie. Die moederbelofte beloof 'n kind wat die kop van Satan sal vermorsel. Daai kind kom in die geslagte van Set, Noag, Abraham. Hier in Genesis 15 waarborg die Here weer daardie belofte van die kind. Hy bevestig daardie belofte van die kind aan Abraham in Genesis 15 vers 1 tot 6. En hier in versie 7 tot 21 gaan dit oor die land, en die land is net so geweldige, belangrike, groot koninkryk tema in die Here se woord. In die begin, in Genesis 2 vers 8, plan die Here 'n tuin in Eden en hy gee daarvoor vir die mense te geformeer het, 'n plek. Dis nog altyd die bedoeling van die Here om vir ons land te gee. Dis hoe die Bybel eindig. Dit begin so in Genesis 1 en 2, die Here gee vir ons land. En dan as gevolg van die sonde moet ons uit daardie land uit weg. Genesis 3, dan verdryf die mens die Here, of dan verdryf die Here die mens uit die tuin uit. Die mens verloor as gevolg van sonde sy land. Maar in die Here se genade gee die Here weer land, en dis hoe die Bybel eindig. Openbaring 21 en 22, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waar ons by God sal wees, weer in ons land. En nou is die land Kanaan hier tussen die land voor die sondeval en die land in die herskepping, is die land Kanaan 'n heenwysing terug na Genesis toe, Genesis 1 en 2, waar die mens voor die sondeval in sy land gebly het. En is ook 'n vooruitwysing na die land wat kom in Openbaring 21 en 22. So hier in Genesis 15 trek twee groot, ernstige, groot storie beloftes, die kind en die land, trek hier saam. Soos 'n belangrike hoofstuk hier. Nou in vers 7 tot 21 waar ons nou is die fokus op die belofte van die land en die Here se verbondsluiting om daardie belofte te waarborg. So kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur nou hier. In vers 7 maak die Here weer eens die belofte, 10 jaar later. Tevore daar in hoofstuk 12 vers 7 het die Here vers 1 het die Here gesê, volg my na die land wat ek jou sal wys. In vers 4 kom hulle in die land Kanaan aan. In vers 7 van hoofstuk 12 beloof die Here vir Abraham, hierdie land gee ek vir jou en jou nageslag. In hoofstuk 13 kry ons dit weer. Nou hier 10 jaar na daardie gebeure, waar die Here dit die eerste keer beloof het, kom bevestig die Here weer hierdie belofte. Maar nou in vers 8 vra Abraham dan vir die Here, maar waaraan kan ek dit weet? Hoe kan ek sekerheid hê? Want ek leef op die oomblik hier tussen die Kanaaniete. Kedorlaomer val hierdie plek in. Dit is 'n gevaarlike plek waar ek op die oomblik is. Hoe kan ek weet? Dus die verbondsluiting wat nou van volg, bevestig vir ons, of met die verbondsluiting wat volg, bevestig die Here, waarborg die Here, luister, ek sal hierdie land vir jou gee. Dit is wat van vers 9 af gebeur. In vers 9 tot 11 kry ons die voorbereiding tot die verbondsluiting. Van vers 17 af kry ons die verbondsluiting self. In vers 12 tot 16 is daar profesie. Ons gaan net so 'n bietjie hier en kyk wat gebeur. In vers 9 tot 11 beveel die Here vir Abraham om diere te bring. En dan doen Abraham dit. Hy bring die diere en Abraham slag die diere en hy sit dit in twee hoope teenoor mekaar. Nou as 'n mens dit net so lees, dan wonder mens wat op aarde gaan hier aan. Maar wanneer ons skrif met skrif vergelyk,
dan kom ons agter wat op aarde hier aangaan. Dis in die belangrike skrif met skrifvergelyking plek, is Jeremia 34 vers 8 tot 19. Daar sien ons dieselfde soort ding gebeur. Daar word diere geslag, die hoope vleis word teenoor mekaar gesit, en dan beweeg die partye wat die verbond met mekaar sluit deur hierdie hoope vleis, of die ouens wat die verbond sluit, beweeg deur hierdie hoope vleis. Wat doen hulle daarmee? Wel, hulle deurbeweeg wys ons sluit nou. Ons maak beloftes aan mekaar en ons onderneem om hierdie beloftes te hou. Daardie deurbeweeg deur die hoope vleis wys dit. Ons commit onsself reg daaraan om hierdie belofte te hou. Wat wys die hoope vleis? Wel, dit wys wat met jou gaan gebeur as jy die verbondbelofte nie hou nie. As jy die belofte breek, dan word jy soos daardie hoope vleis. Jy kry doodstraf. So, dis wat daar in vers 9 tot 11 van Genesis 15 aan die gang is. Hier word voorbereiding getref vir verbondsluiting, waarmee gewaarborg gaan word, of waarmee die Here gaan waarborg, luister, ek gaan hierdie belofte hou. Dan in vers 12 tot 16 trouens profesie. Julle kan dit nou vir jouself gaan lees en vir julle kinders gaan lees ook, waar ons moet dit vir ons kinders doen. Waaroor gaan die profesie? Wel, dit is Israel se geskiedenis vir 400 jaar vooruit. Dit is die geskiedenis van Exodus, dis die geskiedenis van Leviticus, dis die geskiedenis van Numeri, dis die geskiedenis van Deuteronomium, dis die geskiedenis van Joshua, dis die geskiedenis van Israel in Egipte en hulle slawerny in Egipte, dis die geskiedenis van hoe die Here hulle verlos uit Egipte, dis die geskiedenis van hoe die Here hulle inbring in die land Kanaan en hulle die land Kanaan laat verower. Die Here profeteer dus die verloop van hoe hy hierdie landbelofte 'n werklikheid gaan maak vir Israel. En dan weet ons dat daardie profesie werklik in vervulling gegaan het. Dit wat die Here sê, dit doen hy. Dit wat die Here bepaal, dit voer hy uit. Dis vers 12 tot 16. En dan as ons by vers 17 kom, dan gebeur die verbondsluiting. 'n rokende oond en 'n vurige fakkel het tussen die hoope vleis deurbeweeg. Nou, daardie rokende oond en vurige fakkel simboliseer die Here. Die Here openbaar homself in daardie rokende oond en vurige fakkel. En rokende oond en vurige fakkel, daardie rookkolom wat van daardie oond af opstyg en daardie vurige fakkel wat daardie rook laat gloei, is 'n openbaring van die Here. En ons sien dit in die boek Exodus nogals baie. As die Here Israel uit Egipte land uitlei, dan is daar 'n rookkolom, 'n vuurkolom in die nag. Op die berg Sinai is daar rook en vuur. As die Here aan Moses verskyn, ons sal nou nog daarby kom in die openbaringsgeskiedenis, as ons met ons kinders daardeur, dan verskyn die Here in 'n vuurvlam aan Moses. Rook, vuur is die manier hoe die Here sy heerlikheid, sy gewigtigheid, dit wat ontzag by ons opwek, so openbaar die Here hom. Hy wek daardie ontzag by ons op met daardie rookkolom, daardie vurige vuurkolom. So wys die Here, ek is die ontzagwekkende een. Ek is die een wat in almag in hierdie wêreld inbreek en my beloftes werklikheid maak. Nou, dan beweeg die Here in daardie rookkolom en vurige fakkel deur daardie hoope vleis. En nou moet ons dit raak sien. Hierdie is uiters belangrik om dit raak te sien, en ook vir ons kinders te wys. Kyk, die Here doen dit alleen. Abraham beweeg nie deur daardie hoope vleis nie. Dis die Here alleen. En dan sê vers 18, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit. En dan beloof hy
in daardie verbondsluiting. Ek sal hierdie land vir jou en jou nageslag gee, Abraham. Ek waarborg met hierdie verbondsluiting. So nou is die vraag, wat moet ons vir ons kinders hiermee of hieruit wys? Ons moet vir hulle wys, kyk weer eens ons God. Ons God is net absoluut ontzagwekkend wonderlik. Wat ons hier van ons God sien, moet 'n begeerte by ons opwek na ons God. Ons moet hierdie God wil lief hê, ons moet ons vertroue in hierdie God wil sit. En ons sien dit in die heel eerste plek met daai verbondsluiting. Belangrik hier, die Here beweeg alleen deur die hope vleis. Abraham is nie betrokke nie. En so wys die Here, ek alleen neem dit op my om die belofte werklikheid te maak. Nie jy nie, Abraham, nie wat jy doen nie. Dit is ek alleen. Die Here sweer vir Abraham daar, ek sal jou en jou nageslag hierdie land gee. Ek vervloek myself met die doodstraf, Abraham. Ek vervloek myself met die doodstraf as ek dit nie doen nie. Kyk ons God se erns. Joeg, hierdie is erg. Hierdie is net so erg dat God oor homself die doodstraf uitspreek as hy nie sy belofte hou. God is hieroor dodelik ernstig. Weet julle wat? Uiteindelik sien ons die hoogtepunt van die erns aan die kruis. Daar is God aan die kruis. God wat mens word en die kind wat die Here beloof, nog al pad van Genesis 3 vers 15. Daardie kind kom in die geslagte van Set. Hy kom in die geslag van Noag. Hy kom in die geslag van Sem. Hy kom in die geslag van Abraham. Dis uiteindelik Jesus Christus, gebore uit die vrou. En in hom word God mens en hy gaan vir ons kruis toe. Hy alleen aan die kruis om vir ons die belofte van die ewige lewe op die nuwe aarde werklikheid te maak. Vir Abraham, die gelowige Abraham en Abraham se nageslag, hulle wat werklik in Jesus Christus glo. Ek en jy wat in Jesus Christus glo. Ek en my vrou hier by die eetkamertafel waar ons godsdiens hou. Ek wat vir my kinders sê, kom, glo in hierdie God, glo in Jesus. Kyk, hoe ernstig is God vir jou. Hy doen wat nodig is om jou die land te laat beerf. Hy wys dit in daardie nag, toe hy deur die hope vleis gaan en sê, ek sweer, ek gee hierdie land. Ek sweer dit, ek sal sorg daarvoor. Ek vervloek myself met die doodstraf as ek dit nie doen. Ons sien uiteindelik daardie erns aan die kruis. 'n volgende ding wat ons vir ons kinders hier kan wys is daar profesie. Kyk ons God, soewerein almagtig bepaal hy die geskiedenis. Soos hy profeteer, so gebeur dit. Weet julle wat? Die Here profeteer nie net Israel se geskiedenis tot hulle uiteindelik in die land Kanaan kom. Nee, die Here profeteer die geskiedenis van die gelowiges totdat hulle uiteindelik in die nuwe aarde aankom. Ons God is ontzagwekkend. Kom ons wys dit vir ons kinders.